Vandag lees ek vir ons uit Filippense 4 vers 6. Hier staan, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Ek herhaal, moet oor niks besorgd wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Het jy al ooit in die oggend opgestaan? Miskien was dit jou oggend, miskien was dit nie dat jy rustig en gesentreerd en gewortel was in die Here nie. Miskien het jy vanoggend opgestaan en jy was onrustig. Die e-pos wat jy gekry het, is nie wat jy wou hoor nie. 'n Vriend het jou dalk in die rug gesteek. Jy het 'n behoefte om naby familie te wees nie, jy kan nie naby hulle wees nie. Ek weet nie waar jy jouself vanoggend bevind nie, maar as jy voel, jy wil nader aan die Here wees en jy voel ver van hom af, wil ek vanoggend met jou praat. Ons emosies en dit wat ons beleef kan so maklik oorneem. Dit kan die stuurwiel in ons lewe net ewe skielik in die ronde draai. Ek kan byvoorbeeld dink aan woede wat ons laat opvlam, vrees wat ons laat voel asof ons lam is, hartseer wat ons so kan oorweldig, dat ons dink, hierdie karretjie van ons gaan heeltemal van die pad af, ons gaan verongeluk. Emosies moet nie jou lewe beheer nie. Wat moet ons lewe beheer? Vrede, spirituele geworteldheid in God. Daai vrede wat net van die Here afkom, dit is wat ons moet wortel. Dit is wat ons moet vashou. Nou kom ou Paulus en hy skryf, let wel hoor net, hy skryf in die tronk, en hy sê vir ons in Filippense 4 vers 6, moet oor niks besorgd wees, met ander woorde, moenie bekommerd wees nie, julle. En wat hy sê is, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. En ek dink die begeerte, die behoefte wat ons almal het, is daai innerlike behoefte aan 'n spirituele dissipline om kalm te wees, al is ek hier binne nie kalm nie, al is my emosies besig om te wil oorneem, om vrede te ervaar, om die een te wees in die vertrek wat kalm is, wanneer die woede ontvlam, wanneer alles uitmekaar uitskeer, om kalm te staan met die weet ek is gewortel in God. Hy gee vir my die rustigheid, hierdie vrede hier binne my. En Paulus sê om dankbaar te wees. Hoor net, en met danksegging. Ek herhaal, hy skryf uit die gevangenis uit en hy sê, wees dankbaar. Hoe moet ek dankbaar wees, liewe Paulus, wanneer ek bekommerd is, wanneer alles vir my te veel raak? Hoe moet ek dankbaar wees? Maar dit is die geheim, om jou perspektief te verander, om die bril wat jy aan het af te haal en die Here blindelings te volg. Om te weet, hy gaan jou nie in die steek laat nie, dat jy op hom kan vertrou. Paulus wil hê ons moet ons perspektief verander, kyk rondom jou. Alles in jou lewe kan nie tog sleg wees nie. Wat het jy om voor dankbaar te wees? Om daai vrede van Christus te ervaar, dink ek is dit nodig om ook te besef in Lukas 22 vers 42. Wat sê Jesus vir sy Vader? Vader, as dit U wil is, neem die beker van my af weg. Nogmals, nie my wil nie, maar U wil. Wat is God se wil? Nie wat is my wil nie. Wat is God se wil? As ons besef, ons moet onsself oorgee aan die Here. Here, gebruik my.
Here, wat kan ek vir U doen? Ek staan in diens vir U. Sodra ek dit besef, dan het ek 'n vrede hier in my binneste. Geen nie om wat gebeur nie, want ek word gebruik deur die Here. My lewe is in sy hande. Doen met my wat U moet, Here. Ek volg U getrou. Nie my wil nie, Vader, maar U wil. En wanneer ons tot die besef kom, dat ons alleenlik daai vrede gaan vind, as ons oorgee aan die Here, ons lewe vir hom gee, en sê, Here, wat kan ek vir U doen? Nie my wil, nie U wil. Dan verander ons perspektief. Dan verander ons perspektief en hierdie emosies binne in my, wanneer ek voel, ek is so kwaad, ek kan slange vang. As ek voel, dit is so onregverdig, Here, wat moet ek doen, Here? Dan raak dit, Here, U het 'n plan. U het 'n plan, ek gaan nie bekommerd wees omdat ek nou so voel nie. Ek gaan rustig bly, want ek weet U het 'n plan. Al ken ek nie die plan, Here. Ek vertrou U. Ek val in U genade en ek vertrou U. Mag jy, wanneer jy emosies beleef vandag of hierdie week of hierdie maand, mag jy weer by die Here se voete gaan sit en sê, Vader, ek gee my lewe oor. Ek weet, U het 'n plan. Moenie dat hierdie emosies my so beïnvloed dat ek nie kan fokus op U nie. Gee my eerder daai vrede en laat my besef wat ek alles het om voor dankbaar te wees. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag jy geseënd wees en die Here se teenwoordigheid elke sekonde van die dag beleef. Totsiens.